Geliefdes, ons toetrede tot vanmôre se erediens kom uit Psalm 134 en ons sing daar saam strofes 1. Psalm 134 strofes 1 en dan sluit ons ook vanmôre se erediens weer af met vers 2, maar ons sing nou saam strofes 1. Geliefdes, die Here sê, luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, laat ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing uit Gesang 198, strofe 1, 2 en 3. Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek beklemtoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense
kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely. Kom ons sing gesang 240 strofe 2. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring tot ons geloofsbelijdenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Laat ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daarom uit Gesang 179, strofe 1, 2 en 3.
Geliefdes, ons maak vanmôre die Here se woord oop en ons gaan saam lees daaruit die evangelie volgens Matteus. Matteus hoofstuk 5 en ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 12. In die Kanselbybel is dit op bladsy 7 van die Nuwe Testament. Maar voordat ons saam lees, terwyl jy so sit met die Here se woord geopen, laat ons oë sluit in gebed. Here, ons rots en ons anker. Ons raak in hierdie oggenduur voor U stil. Ja, Heer, ons besef ons afhanklikheid. Ons besef ons het U nodig. Die nuwe jaar is nog vars, nog jonk. En ons sit hier ook met 'n klomp verwagtings, ideale, maar ook vrese vir hierdie jaar wat op ons wag. Dit maal maar in 'n mens se gedagtes rond. Wat gaan hierdie jaar oplewer? Gaan die goed meer wees as die sleg? Gaan daar 'n balans wees of gaan die sleg die oorhand kry? En so wend ons ook baie kere ons gedagtes, ons oë en ons ore na profete in hierdie wêreld. Ons luister na die politieke leiers. Ons luister na die ekonome. Ons luister na mense wat die dag voorspel. Wat hierdie jaar voorspel en wat dit gaan inhou. Ons probeer om daarvolgens ons doen en late te beplan, om gereed te wees. Maar dan hier raak ons ook stil en ons kyk terug. Dalk het baie van ons het ook al reeds agtergekom. Dis dalk 'n nuwe jaar. Dis dalk weer 'n herstel met 'n kalender, 'n nuwe maand. Maar dis ook maar weer die ou probleme en die ou uitdagings van gister. Weinig het verander van verlede maand, van verlede jaar na vandag. En tog, Heer, begroet ons mekaar ook met hierdie gedagte van voorspoed vir die nuwe jaar. Die vraag is, wat verstaan ons met daardie woorde? Waarop plaas ons werklik ons hoop? Maar Heer, U het ons hier vanoggend bymekaar gebring. U Gees het ons hierheen gedryf. U het ons stil gemaak, waar ons ook al vandag mag bevind, om weer stil te raak voor U. Om weer te luister na U woord. Hierdie gedeelte wat ons gaan lees, praat oor die mense wat ware geluk ervaar. Dis ook soms maar 'n soeke van ons menswees, ware geluk. Daarom bid ons, Heer, dat U dit in ons sal stil maak. Dat ons hierdie woorde sal hoor en dat ons sal bring by die ware geluk, soos U dit bedoel. Soos U dit aan ons geopenbaar het in die Seun Jesus Christus. Vader, ons bid vir ons broers en susters wat deur baie moeilike omstandighede gaan. Ons dink aan hulle, o Heer, wat geliefdes afgestaan het. Geliefdes wat ons so lank vooruit gegaan het. Ons dink aan hulle, Heer, wat siek is en behandeling ontvang. Hulle wat besig is om te herstel. Hulle wat wag op behandeling, hulle wat besig is met behandeling. Hulle wat by beddens staan van geliefdes wat siek is. Ons dink aan ons kinders en ons jong mense. Ja, hierdie week skop daar ook weer 'n nuwe skooljaar af. En dit bring ook maar bekommernisse by baie kinderharte. Wat gaan die jaar inhou? Ook daar by die werk, o Heer, daar is ook maar weer dinge wat moet gebeur. Wat gaan hierdie jaar inhou?
Daarom vra ons, Heer, hou U hand oor elkeen uitgestrek. Ons bid vir hierdie gemeente en vir elke lidmaat, oud en jonk. Ons bid vir U kerk, oor die breedte en die lengte van U skepping. Ons bid, Heer, dat U kerk sal seën, en dat die kerk van krag tot krag sal gaan in die verkondiging van die evangelie. Dat daar bekering sal plaasvind. Want verandering, hoop, sekerheid is te vind in die evangelie, in die verhouding met U. Ons bid vir hierdie wêreld, Heer, wat baie deurmekaar is, wat in baie opsigte op 'n mespunt is. Baie mense is bekommerd en onseker en onrustig. Maar ons as gelowiges weet wie's in beheer. Ons weet onder wie se heerskappy ons staan. En ons dank U, Heer, dat ons dit mag weet, maar ook vanuit U heerskappy kan leef en onder U heerskappy kan leef. Vader, ons bid ook in die besonder vir ons land, vir ons land se mense. Daar waar dit droog is en daar waar brande woed. Vader, ons bid ook daar vir herstel en uitkoms. Ons dank U ook, Heer, vir die ondersteuning en die liefde en die omgee wat daar ook geopenbaar word. Die middele wat beskikbaar gestel word om mense ook te ondersteun. Vader, maar hier waar ons is dit nat en ons dank U vir die reën. Vader, ons is so geneig om die negatiewe raak te sien. So lief om daaroor te praat en dit met mekaar te deel. Vader, ons bid. Skenk aan ons daardie oë dat ons die mooi en die genade sal raak sien en dat dit ons gesprekke, ons verhouding sal rig en sal vul. Dat U ons sal versterk met 'n dankbare hart. So dank ons U dat ons hier vandag kan wees, geskaar, vergader rondom U woord. Ons bid, Here, wees ons genadig, vergeef ons. En ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Liefdes, ons lees hierdie baie bekende gedeelte saam vanmôre. Die begin van die baie bekende bergrede. Ware geluk. Toe Jesus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan sit en sy disippels het na hom gekom. Hy het begin praat en hulle geleer en gesê, gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Geliefdes, so met die draai en die koms van die nuwe jaar sing ons nou saam daaruit Gesang 570 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2.
Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. So lees ons daar in vers 3. Ware geluk. Is dit wat ons bedoel as ons mekaar voorspoed toewens vir die nuwe jaar? Wat verstaan ons onder voorspoed? Wat verwag ons as ons mekaar voorspoed toewens? Verwag ons dat alles sal maklik gaan, dat alle hindernisse sal verdwyn, dat alles sal uitwerk, dat daar geen siekte sal wees nie, geen dood sal wees nie, dat daar vrede sal wees. Hierdie ideale toestand. Want geliefdes, as dit is wat ons verwag wanneer ons mekaar 'n voorspoedige nuwe jaar toewens, dan wil ek vanmôre nie 'n doemprofeet wees nie, maar dan gaan u teleurgesteld wees in die jaar 2026. Ek sien gister is daar iemand wat spot en sê 2026 moet maar verbygaan, hy stel nie belang nie, want sy 7 dae, soos hulle sê in Engels, hy 7 dae trial is nou verby en hy sien dit gaan maar dieselfde wees. Liefdes, wat is ware geluk? Veral hier waar ons in die begin staan van die nuwe jaar. Dis of daar so 'n herstelknoppie gedruk word. En baie keer het ons daar die verwagtings en hoop dat ons weer kan probeer. Daarom ook baie kere ook hierdie nuwejaarsvoorneme, hierdie ondernemings wat ons maak met onsself, met mekaar, maar ook baie kere met God. Liefdes, om hierdie gedeelte van môre te verstaan, moet ons 'n bietjie ook terugblaai in die woord van die Here. Want ons lees van baie oomblikke waar daar so 'n herstelmoment was, waar daar 'n nuwe begin was, waarvan sekerlik die bekendste gebeure, daar waar die volk destyds uit Egipte weggetrek het, op pad na die beloofde land. 'n Nuwe begin. En daar die baie bekende gebeurtenisse sal daar by die berg Sinaï kom, en dan lees ons waar Moses die berg opgaan, en die Here dan tot hom spreek, en dan vir hom die 10 gebooie gee, daar die baie bekende teks wat ons vanmôre ook weer gehoor het by monde van die ouderling. En in daardie teks staan daar, jy mag nie dit en jy mag nie dat. Met daardie gedagte, daardie opdrag, dat as jy dit doen, sal dit inderdaad 'n nuwe begin wees. Sal julle inderdaad die belofte van die beloofde land ontvang, en wag daar 'n mooi toekoms. Maar dan daarmee saam, weet ons wat gebeur daar aan die voet van die berg. Die volk wat verval in 'n heidendom en 'n goue kalf aanbid. En ons lees van die tragedie, van die menslike poging om maar net nie te kan herstel nie. Daar was soveel pogings gewees met leiers en rigters en konings en profete. Elke keer daar die verwagting, nou gaan ons herstel. Nou gaan daar ware geluk kom. Maar helaas, elke keer 'n teleurstelling. Die ou verhaal, die Ou Testament. Maar dan breek daar 'n nuwe oomblik aan. Inderdaad 'n ware herstel. Die Nuwe Testament. Die koms van Jesus Christus. Die geboorte wat ons ook weer die voorreg gehad het om onlangs te kon herdenk. Maar wat het hierdie herstel, wat het hierdie nuwe begin werklik beteken? Vir baie was dit ook 'n oomblik van voorspoed. Met die geboorte en die koms van die Here Jesus kon daar inderdaad vir mekaar voorspoed toegewens word. Want 'n nuwe oomblik het aangebreek. Daardie ou belofte van God het in vervulling gegaan. En nou lees ons van die Here Jesus se optredes, ons lees waar hy in 'n sekere sin bevestig word,
aangekondig word met die doop daar by die Jordaan deur Johannes die Doper, en waar die Here gesê, dit is my geliefde seun, die bevestiging van hierdie nuwe begin, luister na hom. En dan waar die Here Jesus gaan en sy disippels roep, en dan lees ons, hy het baie wonders aan baie mense gedoen. En dan kom die vraag en die gedagtes by baie mense op. Watter geluk wag daar op ons? Hoe groot is hierdie geluk? Want as hierdie man inderdaad die Messias, die koning, priester en profeet sou wees, sou ons as volk, as mens, net voorspoed beleef. Dit was die verwagtings. Ons moet weer eens onthou, dat die omstandighede in daardie tyd maar net soos met vandag ook maar benard was. Daar was ook maar onsekerheid, daar was ook maar vreemde heersers, daar was ook maar goddeloosheid, daar was ook maar siekte en ellende en dood, en alles wat ons vandag maar ken. Daarom was hierdie Jesus inderdaad die sleutel tot 'n nuwe lewe, 'n nuwe toekoms, 'n nuwe geluk. En dan is dit interessant, dat ons lees, net soos Moses, dat die Here Jesus die berg opgaan, en hy gaan sit, en hy begin sy disippels en die skare te leer. En waarmee begin hy sy lering? Ons sal dit ook eintlik kon ook vertaal met die gedagte, of verklaar met die gedagte van sy manifest. Waarvoor staan hy? Wat bring hy? Wat sit hy op die tafel? Want soos ons reeds gesê het, was daar 'n verskeidenheid van verwagtings en gedagtes. Maar daar was 'n gemeenskaplike faktor dat hy 'n aardse koninkryk sou vestig. Dawid se ryk sou herstel. En daarom was dit so belangrik dat die Here Jesus sou bekend maak, nie net wie hy is nie, maar ook waarvoor hy staan. Wat hy kom doen. Wat is sy lewensdoel, sy werk, sy opdrag? En dan begin hy hierdie bergpredikasie as hy praat oor sy koninkryk. En dit wou mense inderdaad hoor. Want wat het hierdie koninkryk nou als behels? Maar is interessant. Want dit wat die Here Jesus hier leer, dit wat hy hier proklameer, klink baie vreemd op die oor. Dis so anders. Dit maak nie vir mense werklik sin nie. En dis daarna waar ons vandag gaan kyk. Ja, hierdie spreuke daar op die berg was so anders as die spreuke destyds op die berg Sinai. Hier word gepraat van gelukkig wees. Of soos die ou vertaling het ook vertaal het met salig wees. Die 83 vertaling praat met geseënd. Interessant dat ons lees hier in vers 3 en vers 10, waar daar gepraat word, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En die gedeelte hier tussenin verduidelik wat hierdie koninkryk behels. Hoe moet ons hierdie koninkryk verstaan? Wat is die uitstaande kenmerke van die koninkryk van God? Eerstens, dat in die koninkryk van die Here is daar vertroosting. Liefdes, dis radikaal. Want ons weet in hierdie ou wêreld is daar maar bitter min vertroosting. Ja, sê ons baie keer vir mekaar, die lewe is maar hard, genadeloos. Dis maar die sterkes wat oorleef. Ja, vir 'n oomblik kan mense dalk vertroosting aanbied. Maar werklike, diepgaande, voortdurende vertroosting is daar nie te vind nie, want die lewe gaan aan. Ja, sê die Here Jesus, in die koninkryk van God is daar vertroosting. Want jy sien, geliefdes, mense het nodig om vertroos te word. Here Jesus praat hier oor die wat treur. Hierdie wêreld is inderdaad iets om oor te treur,
Ons kan maar nie dink in die Here Jesus se tyd, hoe die wêreld in daardie tyd gelyk het met al sy goddeloosheid en die Romeinse oorheersing. Dit was vir mense inderdaad maar 'n baie moeilike tyd gewees, maar nou leef ons in hierdie moderne tyd in die jaar 2026, en ons moet ook eerlik wees met mekaar, is hierdie wêreld nou iets om oor opgewonde te wees? Nee, dis maar 'n wêreld om oor te treur in soveel fasette. Die wêreld gaan agteruit. Ons kyk na die handewerk van die mens, en is allermins iets om op trots te wees. Maar in God se koninkryk is daar vertroosting. Ons het dit ook om vertaal met die gedagte, daar is begrip. Want om iemand werklik te kan vertroos, moet jy begrip hê vir daardie persoon. Jy moet jouself in daardie persoon se skoene kan plaas by wyse van spreuke. Met ander woorde, in God se koninkryk is daar begrip vir mekaar. Maar broer en suster, ons moet eerlik wees. In hierdie wêreld van ons is daar maar bitter min begrip. Weereens die gedagte, elkeen vir homself en die duiwel vir die res. Ons elkeen probeer maar te oorleef en kop bo water te hou. Ons het nie tyd vir ander mense se probleme en ellendes nie. Ja, begrip is maar baie skaars. Maar gaan die Here Jesus verder, hy sê ook, die wat sagmoedig is, sal die aarde beerf. Wat word daarmee bedoel? Geliefdes, as jy hierdie wêreld wil verander, word ons geleer, as jy verandering wil bring, dan moet jy kragtadig optree en ingryp. Iets daarvan sien ons afspeel, waar mense gaan slaap op een plek en wakker word op 'n ander plek. In die hele land se omstandighede verander. Ons lees van konflik en spanning in hierdie wêreld, want daar word geglo, as jy wil verandering sien, moet daar revolusie kom. Die Here se koninkryk werk anders, en nee, die wat sagmoedig is. Vernuwing lê op 'n totaal ander vlak in God se koninkryk. En dit kom nie deur mense se hande werk nie. Maar broers en susters, ons soek ook baie kere maar vernuwing in ons lewe, en is baie keer ook opgesluit in ons nuwejaarsvoorneme. Maar dalk is daar ook sekerlik ook al baie wie se nuwejaarsvoorneme ook nou maar al vergete is. Ja, van verandering en van vernuwing bly daar soms maar weinig oor as ons kom by die tweede maand van die nuwe jaar. Hierdie vernuwing is nie 'n wêreldse vernuwing nie. Dis die wat sagmoedig is. Maar broers en susters, die Here Jesus gaan verder. As hy praat ook van geregtigheid. In God se koninkryk is daar geregtigheid. En ook in hierdie ou wêreld waarin ons leef, sal ons so graag tog geregtigheid wil sien. Dit wat reg is, billikheid, regverdigheid. Maar helaas is dit ook maar baie kere ook maar skaars. Dis die wie geld het en wat invloed het, wat baie kere maar loskom. Ons sien in ons eie land, ons sien dit in die wêreld ook, die onreg, die onregverdigheid. En dit maak ons baie kere opstandig. Is daar nog iets soos reg en geregtigheid? Here Jesus kom en sê ja, in sy koninkryk. Die koninkryk wat hy kom vestig. Die wat honger en dors is na geregtigheid, sal versadig word. Hy praat ook oor barmhartigheid. Dit sluit ook maar aan by daardie gedagte van begrip, van medelee, om God se liefde, God se genade te openbaar. Dit lê op 'n totaal ander vlak as welsyn of om bepaalde dinge te doen om daardeur punte te verwerf of aansien te verwerf. Dit lê op 'n dieper dimensie. Dit gaan om God se liefde te openbaar, barmhartigheid, om werklik om te gee. En dit ook, broers en susters, is maar 'n skaars in hierdie ou wêreld. Daar is nie werklik sin en tyd vir barmhartigheid. En hierdie wêreld het word maar baie kere gesien as 'n swakheid. En daar is ook nie voordeel daar nie. Daardie gedagte van die linkerhand moenie weet wat die regterhand doen nie. Nee. Dit vind ons nie in die wêreld nie. Maar die Here Jesus praat ook hier van openbaring. Sou dit ook kon noem deursigtigheid. Dat die wat suiwer van hart is, sal God kan sien.
Broer en suster, wat sien ons in hierdie wêreld? Kom ons wees eerlik vanmôre. Wat oortuig die wêreld of probeer die wêreld ons te oortuig? Soos die ou filosoof Nietzsche gesê het, God is dood. Baie kyk na hierdie deurmekaar wêreld sê nou ja, waar is God? Wat het van God geword? God is afwesig. Nou baie van ons mense het al afvallig geraak van die geloof met hierdie gedagte, want hulle sien nie die Here raak nie. Maar Christus sê in die koninkryk wat hy proklameer, dat die wat suiwer van hart is, sal God sien. God sal hom bekend maak. En veral in hierdie tyd van ons kerklike jaar met Epifanie, met Gods verskyning, is dit vir ons ook weer belangrik om dit te hoor. Dat God is daar. God openbaar hom. Maar God se openbaring is nie in die wêreld, in politieke sisteme of ekonomiese suksesse nie. Nee, dit lê op 'n ander vlak. Dan hier in vers 9 lees ons ook dat die wat vredemakers is, sal kinders van God genoem word. Ons kan dit ook anders verwoord met in die koninkryk van God is daar aanvaarding. Ja, die jong mense, die tieners, sal dit dalk beter verstaan. Daardie behoefte aan aanvaarding, om deel te kan wees van die groep in ons lewens, om gehoor te word, om raak gesien te word, om geag te word, soos ook kon noem. Ons beleef het ook in ons eie land, dat ons as ou volkie nie meer geag word nie. Aanvaarding. In God se koninkryk is daar aanvaarding. Ja, in hierdie wêreld word baie uitgesluit. Christene word uitgesluit. Een kant toe geskuif. Maar in God se koninkryk is daar aanvaarding. Daar kinders van God genoem word. Die Here sê, want aan hulle behoort die koninkryk. Nou wie is hierdie julle? Wat is die eienskappe, die kenmerke van iemand wat deel mag wees van hierdie koninkryk van God? Ons vind dit in ons teksvers. Gelukkig is die armes van gees. Salig is die armes van gees. Of geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Daai armes van gees. Dis so 'n belaaide term. Met die skepping was die mens se gees vol liefde. Soekend na God, verlangend na God, gehoorsaam aan God. Beskikbaar vir God, beskikbaar vir mekaar, vir jou medemens. Met die doel om God se skepingsopdrag uit te leef, tot eer van God. 'n Gees wat gevul was met dankbaarheid en blydskap. Maar met die sondeval word die mens se gees gevul met afguns, jaloesie, eie geregtigheid. Nie meer gehoorsaam aan God nie, nie meer soekend na God nie, maar eie belang word vooropgestel. Die gees van eie geregtigheid. En geliefdes, as ons so kyk na die wêreld waarin ons leef, dan sien ons dit maar baie afspeel. Die eie ek. Here Jesus kom en sê dat as jy in hierdie koninkryk van my wil leef, as jy deel wil wees van hierdie koninkryk, as jy hierdie koninkryk wil ontvang, hierdie toestand, hierdie oomblik, dan moet jy weer arm word van gees. Jy moet aan jouself sterf, soos Paulus ook sou skryf. As 'n mens arm word, broers en susters, wat gebeur met jou? Jy verloor alles. Jy het niks. En wat doen 'n mens wat als verloor het? Jy staan met oop hande. Jy vra en jy's tevrede met wat jy ontvang. Dit was Martin Luther wat dit so mooi geskryf het met oorlewering volgens oorlewering op sy sterfbed gesê het, ons is maar bedelaars voor God. En ons moet voortdurend aan ons eie geregtigheid sterf. Ons moet maar voortdurend aan onsself sterf dat ons kan arm word voor God. Arm wees van gees, sodat ons bedelaars kan word. En broers en susters, dit klink vreemd.
Koninkryk van God is anders. Want die koninkryk sê ons moet soos bedelaars wees. Die koninkryke van die wêreld soek kragtige mense wat selfversekerd is, wat doelgerig is en weet waarheen hulle op pad is. God se koninkryk word jy nederig en klein voor God. Maar dan ook broers en susters, en daardie klein word, en daardie arm word voor God, ontvang ons ook iets. Tel God ons op, en daarom ook in ons teksgedeelte, want aan hulle behoort die koninkryk van God. En interessant, as mens gaan kyk ook na die Grieks daar, dan is dit 'n stelling wat gestel word vir nou. Daardie gedeelte tussen in verse, die verse tussen vanaf vers 4 tot en met vers 9, jy sal kinders genoem word, julle sal vertroos word, dis alles toekoms. Maar hier is dit hier en nou, dis 'n realiteit vir nou. Ons verstaan baie keer die koninkryk van God verkeerd as iets wat net in die toekoms lê. Eendag as ons tuiskom by God. Ja, die volheid van God se koninkryk sal dan bevestig word of geopenbaar word. Maar daardie koninkryk van God speel reeds nou in ons lewens in. Want is ook baie duidelik uit ons teksvers uit dat ons ook deel in hierdie koninkryk van God. Ons is burgers van hierdie land, maar ons besit nie hierdie land nie. Ons is nie eienaars van hierdie land nie. Ons is slegs maar burgers. Maar in God se koninkryk is dit anders. Ons is nie net burgers nie. In Christus is ons ook medebesitters, kry ons aandeel, kry ons eienaarskap. En daarom, broers en susters, is dit so belangrik dat ons ook ons verantwoordelikheid sal nakom. Hierdie koninkryk van God is nie net toekomsmusiekie, dis reeds hier en nou. En daarom speel die gelowiges, anders verwoord ook die kerk, die liggaam van Christus, so 'n belangrike rol in die lewe. Want dit is juis in die ruimte van hierdie gelowig wees, in die ruimte van die gemeenskap van gelowiges, waar hierdie kenmerke van God se koninkryk ook gestalte vind. Daarom, broer en suster, is dit ook die hoofrede waarom die Satan ook die kerk wil vernietig. Daarom dat die Satan hom ook daarin verheug, as die kerke ook stry en risie optel en met mekaar verskil, as daar onmin is, as daar liefdeloosheid is. Nee, God se koninkryk, en die kerk wat die draer is van daardie manifest, draer is van daardie koninkryk reeds hier en nou, dis die ruimte waar daar vertroosting is. Dis die ruimte waar daar die vernuwing reeds raak gesien word in ons lewens, maar ook mekaar daartoe aangemoedig word. Daarom is die kerk in die ruimte van gelowig wees anders as dit wat ons daar in die wêreld vind. Want dit is 'n belangrike saak ook, dat ons wat eienaars is van hierdie koninkryk, sy lewens moet anders lyk. Kan nie dieselfde wees as die res van die wêreld nie. Daarom is ons altyd ook op soek na geregtigheid en leef ons in geregtigheid. Dit wat reg is. Ons bewys ook barmhartigheid. Ons leef nie net vanuit die barmhartigheid van God nie, maar ons bewys dit ook aan mekaar. Ons is mekaar se broers en susters, want ons is kinders van God. En dis ook in hierdie ruimte, in die ruimte van die erediens, en die besig wees met God se woord, met die evangelie, wat ons ook God in ons lewens raak sien. Baie keer al gesê, broers en susters, 'n gelowige, 'n kind van die Here kyk anders. Want ons sien ander dinge raak. Ons kyk nie net vas in die aardse dinge nie, nee, ons kyk na die hemele by wyse van Spreuke. Want wat sê die Here? Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dan, broer en suster, dan verander ons perspektief. Dan verstaan ons voorspoed vir die nuwe jaar ook anders. Daar's 'n mooi Afrikaanse woord wat ons in die Bybel raak lees en waarmee ek dink hierdie gedeelte, hierdie gedagte van salig en gelukkig dalk 'n bietjie meer in diepte vertaal kon word as mense dit so sou verwoord.
En ons het so 'n paar maande gelede daarna gekyk in die hand van Psalm 84, die woord welgeluksalig. Mense sou eintlik kon sê welgeluksalig is die mens wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Welgeluksalig is die mens wat arm van gees is. Welgeluksalig gaan oor die goedheid, oor ware geluk, om salig te wees, om ware vrede te ervaar. Of soos die verklarende woordeboek dit ook vertaal, die volkome diepte van ware geluk. Welgeluksalig is ware geluk. In hierdie jaar, broers en susters, jaar 2026, moet ons nie gaan soek na voorspoed nie. Mag die Here ons welgeluksalig maak. Mag ons arm word van gees. Mag ons hande oopmaak vir God, maar ook ons harte, ons mens wees, dat die Here met ons besig raak. Want as ons oopmaak vir God, gee die Here nie vir ons oorskiet nie. Hy gooi nie vir ons die stukkies van sy genade nie. Nee, hier staan dit. Ontvang die koninkryk van die hemele. Die teenwoordigheid, die almag, die liefde van God. En as ons dit in hierdie jaar dit besef, dat dit is wat die Here vir ons gee, dan sal die jaar 2026 vir ons nie net 'n jaar van ware geluk wees nie, maar 'n jaar van welgeluksaligheid. Amen. Broer en suster, ons sluit vanmôre se diens af met die sing van gesang 562, en dis die ou aandgesang wat ons so 'n bietjie verander het. En dis 'n pragtige gesang, dis meer as 'n gesang, dis 'n gebed. En ons moet dit sing staande en biddende, ook as 'n gebed, ook vir hierdie jaar wat op ons wag. Kom ons staan en ons sing saam met gesang 562, al 4 die strofes, en ons sing dit staande en biddende as slotgebed. Dankie dokter.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.